Goeiemôre julle almal. Paulus skryf aan Timoteus, sy ware kind in die geloof, wat in Efese agtergebly het. Daar is mense wat fabels en eindelose geslagregisters leer en hulle stry oor die wet. En Paulus sê die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart. En vandag is dit Suna wat vir ons gaan voorlees. Goeiemiddag, my naam is Suna Besuidnout en vandag lees ons uit die 1983 vertaling en ons lees 1 Timoteus 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus in opdrag van God ons Verlosser en van Christus Jesus ons hoop. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Opskrif: waarskuwing teen vals leerstellings. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei en jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir die mense wat hulle nie aan die wet en orde steur nie. Goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontuchtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myn-eed pleeg of enige iets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Opskrif: dank vir die genade van God. Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel, al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsigbare, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde in gedagte moet jy die goeie stryd stry.
Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk gelei. Onder hulle is daar Hymeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. Nou net 'n kort verduideliking oor wat ons nou net gelees het. Paulus sê die wet is goed as iemand dit wettig gebruik, maar dit is nie vir regverdiges nie, maar wel vir die wetteloses. Paulus sê hy was eers lasteraar en 'n vervolger, maar hy het barmhartigheid verkry, omdat hy dit in ongeloof gedoen het. Die genade van ons Here het oorvloedig geword met geloof en liefde in Christus. Ja, dit is 'n betroubare woord. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, sê Paulus. Daarom het God in my barmhartigheid bewys, sodat Christus in my as eerste sy lankmoedigheid sou betoon as 'n voorbeeld vir die wat in hom sou glo. Ja, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom al die eer tot in ewigheid toe. Hou die geloof en goeie gewete wat sommige verwerp het, toe hulle skipbreuk gelei het in hulle geloof. Nou net om iets te oordink, 'n vraag wat in 'n mens opskiet as jy hierdie gedeelte gelees het. Jaag ons soms nuttelose stryfvrae oor en in die Bybel na, terwyl God liefde uit 'n rein hart soek en aan ons sy gees gegee het om die waarheid te openbaar. Onthou jy nog hoe groot genade jy ontvang het as die vernaamste sondaar? Onthou jy dit? Of het jy dalk te hoogmoedig geword vir dit? Here, in die naam van Jesus vra ons vandag opnuut, bewaar ons van ydelle praatjies en hou ons by die gesonde leer van u genade. Dankie dat u gekom het om sondaars soos ek te red, Vader. Ons bid en ons vra, Here, hou ons in geloof en skenk aan ons meer geloof asseblief, sodat God daardeur verheerlik mag word. Amen. U soek my hele hart, nie net 'n stukkie van my lied nie. U roep my nader, omdat ek aan u behoort. Bring jou bekommernis nader, bring jou vrae na sy voet. Met gebed en danksegging word jou hart weer stil en goed. Moenie swaar dra op jou eie, moenie vrees vir môre se dag. Die Here hoor jou fluister en sy vrede hou die wag. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oor